Goeiemôre my vriende, my broers en susters. Vrydagoggend, ek het geland. Kom ons gaan voort met ons week se oordenking. Ons sluit dan ook af vandag vir hierdie week en ons gesels vandag oor teleurstellings in ons lewens. Ons skriflesing vir die dag kom dan uit Genesis en uit Psalms. Nou, my vriende, benewens die feit dat Josef vaardige bestuurder was, terwyl hy in die tronk was, gebruik hy nou ook sy godgegewe gawe om drome te interpreteer. Jy sien Josef se interpretasie van die hoofskinker en die bakker van die koning wat hulle gedroom het, was akkuraat. Hy het alles reg gedoen. En tog eindig hierdie hoofstuk in 'n verpletterende teleurstelling. Die skinker wat Josef kon help, het hom vergeet. Dit was 'n swaar slag, veral as daar in ag geneem moet word, jy weet dat dit nog 2 jaar sou duur, totdat dinge dan sou verander. Hoe sou Josef gedurende hierdie 2 jaar gevangenisstraf gevoel het, nadat die skinker hom dan teleurgestel het? Hy het beslis alle goeie rede gehad om kwaad te wees vir die skinker, en miskien selfs kwaad te wees vir God. Maar in sulke oomblikke is dit van kardinale belang om te onthou dat mense ons miskien in die steek laat. Selfs mense met wie ons gedink het ons 'n goeie verhouding het. God sal egter sy beloftes aan ons nakom, en daarom moet ons nie opgee op 'n droom of 'n visie wat God vir ons gegee het nie, al is dit ook jare gelede. Jy sien my broer en suster, ons is geneig om by ander mense hulp te soek, maar God wil hê dat ons moet leer om altyd op hom te vertrou, soos die psalmdigter ons dan ook vermaan. Vertrou nie op vorste en op mense wat nie kan red nie. As hulle gees vertrek, keer hulle terug na die grond. Op dieselfde dag kom hulle planne tot niks. Geseend is die wie die God van Jakob help, wie se hoop op die Here hulle God is. Hy het die hemel en die aarde, die see en alles daarin gemaak. Hy bly vir ewig getrou. So my broers en susters, was jy ooit teleurgestel deur iemand wat jy gedink het, jy weet, jou sou help? As jy nou so terugdink, hoe voel jy vandag oor daai voorval? Hoe voel jy vandag daaroor? Kom ons sluit ons oë en ons bid saam daaroor. Here my God, Vader, ek loof U. Ek loof U, Here, omdat U die hemel en die aarde gemaak het. Here, en omdat my hulp van U afkom, Here. Dankie vir U getrouheid, Vader. Here, ek vertrou hierdie dag aan U toe, sowel as die jare wat vir my voorlê. Here, ek vertrou dat U doel in my lewe tot U eer sal bereik. En ek dank U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen.